Maak die Bybel oop by Johannes 11. Vanoggend is die laaste deel van Jesus se ek is uitsprake en ek is die opstanding en die lewe. Ons gaan lees Johannes 11 van vers 17. Nou voor vers 17 is dit nou die verhaal van Lazarus wat oorlede is en en toe Jesus die boodskap gekry dat Lazarus oorlede is en dat hy toe besluit het om na sy niggies toe te gaan en die disippels was saam met hom. Vers 17. Toe Jesus daar kom het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus: Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar: Jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom: Ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê: Ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê: Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Hierdie verhaal van Lazarus, so kort voor Jesus se kruisiging en Jesus se opstanding, is 'n baie belangrike verhaal om vir die Jode en vir ons vandag te bewys dat Jesus het die krag oor die dood. Die fisiese dood, maar dan ook daarmee saam die geestelike dood. En in die situasie waar ons vandag is hier in Botswana, met die back and claw en met die ekonomie en met die besighede wat sukkel en al die forme van boerderye en mense wat begin moedeloos raak en het al hoe meer net negatiewe kritiek en negatiewe insettinge wat besig is om in ons gemeenskap en in ons land pos te vat. Dan begin 'n mens agterkom, niks is stabiel nie. Daar's niks is meer 'n konstante nie, om die wiskundige term te gebruik. Alles is veranderlik. Alles verander binne 'n dag. In die een oomblik is ons almal nog happy go lucky en die volgende oomblik kry ons 'n brief om te sê alles is weer toe as gevolg van back and claw. En dan besef ons net, ons kan amper nie meer ons lewens beplan nie. Ons is so gewoond om te sê, ons gaan môre dit doen en ons gaan volgende week dit doen en ons gaan oor 'n jaar dit doen. En dan besef ons net, ewe skielik, maar ons het nie meer 'n sê oor ons lewe eintlik nie. Ons kan nie so ver vooruit beplan nie. En dan begin 'n mens vir jouself afvra, maar as alles dan veranderlik is, wat is konstant? Wat bly dan dieselfde? Wat is daar vir ons wat vir ons nog kan hoop gee?
En ek dink, as ons net 'n bietjie terugdink na verlede naweek toe dit Paasfees was en ons Goeie Vrydag gevier het, dink ek het die disippels kon dieselfde gevra het en gesê het, maar wat is daar vir ons vir môre? Wat se hoop is daar vir ons? Wat bied die toekoms vir ons? En dan kom ons terug by hierdie woorde waar Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Niemand, as jy in my glo, dan het jy die lewe. En jy sal in ewigheid nooit sterwe nie. Daar is een konstante in hierdie tyd. En dis Jesus. Daar is een konstante wat nie verander soos die wind waai, of verander soos wat siektes uitbreek, of verander soos wat regeringsbesluite neem nie. En dis Jesus. En in hierdie situasie waar Lazarus dood is, waar die twee sissies se hele lewe te mekaar is, kom Jesus in hierdie situasie in en hy sê vir hulle, maar as jy in my glo, is daar hoop. As jy in my vashou, dan is daar 'n toekoms. Want die wêreld bied nie 'n toekoms nie. Wat vir ons baie belangrik is hier, begin van vers 17, wat sê, toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Nou, hoekom is dit belangrik dat hulle dit so hier skryf? As ons verstaan wat die 4 dae beteken, dan het die Jode geglo dat wanneer iemand doodgaan, dan sweef die siel so bo die liggaam, en hy kan binne 3 dae nog teruggaan aan die liggaam, en die mens kan nog lewe. So dis, kan maar sê, dis amper soos 'n koma, dis 'n koma tyd. So as iemand doodgaan, dan is daar 3 dae wat moet verloop, voordat jy heeltemal seker wees, hierdie persoon is heeltemal dood. En wanneer Jesus op die 4de dag daar aankom, dan beteken dit, die tyd het verstryk. Daar is nie meer hoop dat Lazarus miskien sal wakker word nie. Daar is nie hoop dat Lazarus miskien uit die graf uit kan kom nie. Dit is verby. Al die hoop is verby. En miskien voel ons vandag dat ons het by dag 4. Die lewe is besig om ons al hoe verder van hoop af weg te vat met die 3 dae is verby. Ons is by dag 4. Is daar nog hoop? En daarom is dit belangrik dat ons hierdie 4 dae verstaan wanneer ons na hierdie teks toe kom, om te besef, menslik gesproke is daar nie meer hoop dat Lazarus uit die dood uit sal opstaan. Dis verby. Hy is rarig dood. Dis klaar. En dan sien ons hoe Martha na Jesus toe kom en vir Jesus sê, maar as jy net gister hier was, op dag 3, dan was dit alles reg gewees. En baie keer voel ons mos om vir Jesus te sê, Jesus, as jy net gister 'n wonderwerk gedoen het, sou ons nie vandag in hierdie situasie gesit het nie. Voel ons nie partykeer so nie? As ons net vir Jesus wil sê, maar Here, as jy net gister iets aan die saak gedoen het, dan was ons lewens baie anders vandag. Maar vandag, dis te laat. En dan sê Jesus vir haar, maar jou broer sal uit die dood uit opstaan. En dan antwoord Martha met die bekende antwoord wat ons almal sê, ja, ons weet, ons gaan eendag die ewige lewe hê. Ons weet, ons gaan geestelik opstaan en ons gaan in die hemel wees. En op die laaste dag, wanneer Jesus weer kom, dan gaan ons saam met hom as deel van die opgestane volk van God deel wees van daardie gebeurtenis. En dan sê Jesus, maar daar's meer as net dit. Daar's meer as dit wat jy verstaan. En Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Toe Jesus sê vir Martha, die situasie waarin jy nou is bitter sleg. Moeilik. Maar kyk net 'n bietjie verby dit. Ek is die opstanding
en die lewe. Daar is een anker in ons situasie op hierdie oomblik, en dis Jesus. As ons so vaskyk in die situasie waarin ons is, wat menslik onmoontlik lyk, dan moet ons net 'n bietjie jou kop optel, en net weet maar, Jesus se antwoord om te sê, ek is die opstanding in die lewe. Martha hou nog steeds vas aan geloof en sê, Here, ek weet dat as u iets van die Vader afvra, dan sal dit gebeur. Dit is nie dat Martha nou moedeloos is en sê, ag, dit is te laat. Dat help nou nie meer nie. Ek kom my eerder daar by in Jerusalem gebly het waar u was, dit is verby. Sy sê nog steeds, as u die Vader vra, dan sal hy vir u gee wat u vra. En dis geloof. En ons is so maklik om van Martha, volgens wat in Lukas 10 gebeur het, waar sy besig was om voor te berei, en Maria wat hier by Jesus se voete gekom sit het, want ons is so maklik om van Martha te sê, o Martha, jy nou 'n vrou wat nou nie regtig geloof het nie, want jy is besig daar in die kombuis, en eintlik moet jy hier by Jesus se voete sit. En dan kom Johannes, en hy vertel van 'n vrou van geloof, waar Maria by die huis sit en huil, en Martha kom Jesus tegemoet, en Martha se geloof om te sê, Here, dis 4 dae, is te laat, maar as u die Vader vra, dan sal hy nog iets doen. Dit is 'n stuk geloof van Martha wat hier na vore kom, waar ons dalk ook vandag moet sê, Here, menslik gesproke is dit of hierdie situasie hande uitdruk, maar as u ingryp, dan is dit nog moontlik. U kan dinge verander. In hierdie menslike onmoontlike situasie kom Jesus in en hy kom sê, maar fokus op my, ek is die opstanding en die lewe. En dan is daar 3 woordjies, glo jy dit? So lees dit daarso in vers 26. Hy sê, en elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie, en dan die woorde, glo jy dit. Kom ons kyk wat bedoel Jesus hier met ek is die opstanding en die lewe. In Romeine 10 vers 9 word die belangrike woorde gebruik waar Paulus skryf, as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. So Jesus wat sê, ek is die opstanding, is in die eerste plek die fisiese redding wat hy vir ons bring. Om vir ons te sê, as jy glo met jou mond en dit bely dat Jesus die verlosser is, en jy met jou hart glo dat hy uit die dood uit opgewek is, sal jy gered word. So hier is 2 dinge baie belangrik. In die eerste plek moet ek dit met my mond bely. In die eerste plek moet ek dit kan sê. In die eerste plek moet ek dit kan erken. Geloof is nie net om hier in my binneste, hier in my hart nie. Dit wat ek praat, moet ek kan bely en ek moet kan sê dat Jesus gesterf het aan die kruis en dat hy die verlosser is. In die tweede plek moet ek dit met my hart kan glo. En dis waar in 'n Christen moet hierdie 2 bymekaar kom, hierdie 30 centimeter verskil tussen mond en hart. Dit wat ek glo en dit wat ek sê moet dieselfde wees. Dit help nie ek glo dat met my hart dat Jesus my vrygespreek het, maar my mond bely dit nie. Want dan gaan ek nie gered word nie. Ons moet dit met ons harte glo en ons moet dit met ons monde bely. Want Jesus wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So as my hart vol is van Jesus wat opgestaan het, wat die een is wat die onmoontlike kan doen, dan gaan ek mos dit kan sê. Selfs in die situasie waarin ons vandag is. Kan sê, maar Jesus is die opgestaande Here in hierdie situasie waarin ons is.
wanneer ons dit kan bely en wanneer ons dit kan glo, dan is daar 'n verantwoordelikheid op my en jou as kind van God. Die oomblik wanneer ek dit in my lewe glo, dan word Jesus my opstanding en Jesus word my lewe. Ons kan nie net Paasfees vier waar Jesus die opstanding opgestaan het uit die dood en dit is wonderlik, maar dit affekteer nie my lewe nie en dit verander nie my lewe nie. Want Jesus se opstanding is 'n oorwinning oor alles. En daarom moet dit my lewe oorkom verander. In Kolossense 3 sê vir ons 'n paar riglyne wat ons as kinders van God dan moet leef. En dit gaan Kolossense kry. Kolossense 3. Wat sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge waar daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, en nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Wanneer Jesus my opstanding in my lewe is, verander my lewe. As Jesus opgestaan het en jy bely dit, dan verander jy, dan kry jy lewe. Want jy kry die ewige lewe, maar dit is nie net vir eendag bedoel nie, dit is vir nou bedoel, en dan bring dit 'n verantwoordelikheid op my en jou, om te lewe as opgestaande kinders van God. En die eerste wat Jesus hier sê is, julle moet strewe na die dinge wat daarbo is, daar waar Christus is. So met ander woorde, dis harde werk om 'n kind van God te wees, dis harde werk om in situasies wat lyk na 'n kuldesak, na 'n doodloopstraat, na 'n einde, om te strewe na die dinge wat daarbo is. Dit vra dat ons nie sal handdoek ingooi wanneer dit vir ons lyk of alles. Om 'n kind van God te wees wat in die opgestaande Jesus glo en wat die lewe ontvang het, is dit 'n daaglikse groei waar ek en jy daagliks moet strewe om te lewe soos wat Christus dit van ons verwag. Gedagtes, vers 2 sê, rig jou gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Waarom dink ons op hierdie stadium die meeste? Ons dink die meeste oor die bak en klou, en ons dink die meeste oor die groente, en ons dink die meeste oor die besighede, en ons dink die meeste oor die uitdagings waarmee ons sit. Is dit nie so nie? Of is dit net ek wat so baie daaraan dink? Aan die krisisse wat ons beleef en aan hoe gaan ons hier uitkom? Hoe gaan ons dinge verander? En dan kom Jesus en sê, maar as jy in die opgestaande Here glo wat opgevaar het op die einde van die dag, met ander woorde wat uit die dood uit verrys het, rig jou gedagtes op hom wat die onmoontlike kan doen in die situasie waarin ek en jy vandag sit. Martha en Maria het besef, Lazarus is dood. Daar is nie hoop nie. Maar dan kom Jesus en hy sê, maar daar is hoop. Glo in my, wat die opstanding en die lewe is. En daarom moet ons in die situasie waarin ons nou is, moet ons gedagtes begin rig op wat God van ons vra. Want as ons gedagtes op die dinge gaan rig wat hier op die aarde is, gaan ons mal raak. Ons gaan uitgeput raak, ons gaan gefrustreerd raak, ons koppe gaan uithaak. Ons moet begin ons gedagtes rig
op God, op Jesus, wat die onmoontlike gedoen het, om nadat hy gekruisig is, op die 3de dag uit die dood uit op te staan. Dit is 'n konstante proses waarmee ons moet besig wees. Onthou, as ek my hart vir Jesus gee, dan beteken dit letterlik, ek sterf in myself, ek kruisig myself, en ek staan saam met Jesus op, so dis my opstanding. En dan moet ek in hierdie opstandingskrag lewe. En dit is 'n konstante, elke dag proses. Vers 10 van Kolossense 3 sê, en leef nou die lewe van 'n nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God. Toe Lazarus uit die dood uit opgewek is, het hy 'n nuwe lewe gekry. Toe jy jou hart vir Jesus gegee het, het jy 'n nuwe lewe gekry. En nou word daar van jou en my verwag om hierdie nuwe lewe te lewe. Jy kan nie maar net aangaan met die ou dinge wat jy voorheen gedoen het. Dis 'n nuwe lewe. En jy kan maar gaan lees alles wat daar staan in Kolossense 3 van vers 5 tot 10. Jy kan nie sê, Jesus is die opstanding in die lewe in my lewe, maar ek wil so af en toe dood wees nie. Ek wil so af en toe nog nie lekker van die ou lewe geniet nie. Jy kan nie. Dan sê vers 11, hier is nie van belang of iemand Griek of Jood is, besny of nie besny, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus, alles en in almal. Ons het donderdag met die Bybelstudie het ons 'n bietjie gesels. En onder andere het onvergewensgesondheid na vore gekom. En ek het net gedeel dat ek nogal gestruggle om iemand te vergewe wat my bietjie ergste nagekom het klomp jaar terug. En toe kom die gedagte by my op om te sê, as ek die dag sterf en die eerste persoon wat ek in die hemel kry is hierdie persoon, wat gaan ek maak? Gaan ek hom omdraai en sê, ek kom nie hier in, ek is nog baie kwaad vir jou, as ander woorde, maar ek is nog baie kwaad vir jou, so ek gaan eerder hel toe, want ek sien nie kans om saam met jou in die hemel te doen. En dit het nogal 'n bietjie skok in my lyf deurgestuur. Want wat gaan jy maak, as iemand vir wie jy bitterlik kwaad is, en nie wil vergewe nie, voor jou sterf, en daai persoon het sy saak met die Here reggemaak, en daai persoon is in die hemel, en jy sterf, and guess who is waiting at the pearly gates? Wat gaan jy maak? Jy moet 'n nuwe lewe lei. En jy moet al hoe meer vernuwe word. Elke dag vernuwe word. Na die beeld van jou Skepper. Ek en jy moet elke dag meer en meer soos Jesus word. Daar lied van Piet Smit. Meer en meer soos Jesus. En dan sê vers 17 van Kolossense 3 sê, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Verstaan die impak van hierdie vers? Wat jy ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Wat praat ek?
So as ek gou grappies vertel, doen ek dit in die naam van die Here. As ek besig is met dinge wat nie reg is nie, as ek daarop roem dat ek 'n opgestane kind van God is met 'n nuwe lewe, en ek is besig om verkeerde goed te doen, doen ek dit dan in die naam van die Here? Die impak van hierdie vers op my en jou as 'n nuwe kind van God is erg. Alles wat ek sê, alles wat ek doen, is ek besig om die naam van die Here, wat ek en jy bely as ons verlosser, is ons besig om sy naam uit te dra. Dit klink nou onmoontlike taak. Dit klink amper asof ons wil sê, joh, gaan ons dit kan maak. En dan kom Paulus nou skryf in Efesiërs 1 vers 19 tot 21, dan sê hy, onthou net een ding, dat die Heilige Gees, wat in my en jou woon, is dieselfde Gees, waarmee God Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. So daai krag, waarmee God vir Jesus deur die Gees uit die dood uit opgewek het, daai onmoontlike krag, is in my en jou aan die werk. Jy kan dit nou by eie doen, maar met die krag van die Gees is dit moontlik. Paulus skryf in Filippense 3 vers 10, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. Dis Paulus se begeerte. Hy wil die krag van Jesus se opstanding wil hy beleef, maar hy wil ook gelyk wees in Jesus se kruisiging. So ek moet bereid wees om te sê, Here, ek is bereid om gekruisig te word, maar ek wil ook die opstandingskrag beleef. Ek is bereid om my ou lewe af te lê. Ek is bereid om konstant te verander, maar ek wil die krag van die opstanding wil ek in my beleef. Dis die fisiese opstanding. Dis wanneer ek my hart vir die Here gee, wanneer ek 'n doelbewuste keuse maak om te sê, Here, nie meer ek nie, maar U. Here, ek is klaar met hierdie lewe tot en met nou. Ek sterf in die mens wat ek is, maar ek vra dat U my sal opwek tot 'n nuwe mens, wat deur die opstanding krag van Jesus opgewek word. As jy in Jesus Christus glo en as jy hom bely, dan sal jy gered word. Maar die opstanding van Jesus bring nie net vir my 'n opstandingslewe hier op aarde nie. Dit gee ook vir ons die versekering van die ewige lewe. En Jesus skryf Paulus die volgende woorde: As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? Omdat ons teen hom ingetuig het dat hy Christus uit die dood uit opgewek het. As Christus, vers 14, nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof sonder inhoud. As ons stop by die kruis, dan het ons geloof nie inhoud nie. Dan help dit nie ek preek nie. Want dan gaan ek net preek van 'n wonderlike man wat 2000 jaar terug op die aarde geleef het, wat hierdie wonderlike voorbeeld was van hoe ons as mense moet lewe, wat bereid was om sy lewe op te offer vir die mense vir wie hy lief is. En hy is oorlede.
Die kern van ons geloof gaan verder as dit. Dat Jesus na 3 dae opgestaan het uit die dood. Dat Jesus na 3 dae die onmoontlike gedoen het. Om die opstanding en die lewe te wees. En dit is die rede. Toe die wagte by die hoofpriester kom en vertel en sê, maar hy's nie daar nie. Wat hy gesê het, man, hier is 'n klomp geld, gaan vertel vir almal, dit het ons uit sy liggaam gesteel. Want hy vat die kern van die geloof uit die hele evangelie uit. As Jesus nie die opgestane Here is my en jou geloof waardeloos. Romeine 4 vers 25 sê dat Jesus is vanweë ons oortredinge oorgelewer. En dan in hakies om gekruisig te word. Maar hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. En daarom is die twee so belangrik. Jesus het gesterf sodat ons oortredinge vergewe kan word. Maar Jesus het opgestaan sodat ons vrygespreek kan word. Sodat ons nuut kan wees, sodat ons die lewe kan hê in al sy oorvloed. Kom ons kyk net weer na die verhaal van Lazarus. 4 dae dood. Jesus is te laat. Volgens mense. Maar Jesus is op tyd, volgens God se afspraak. En waar Jesus vir Martha sê, Martha, glo in my, ek is die opstanding en die lewe. Kom ons lees net daai woorde weer. Van Johannes 11. Vers 25, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan die belangrike woordjies. Glo jy dit? Die verhaal van Jesus het geen waarde as ons nie daai 3 woordjies ons eie maak nie. Glo jy dit? Glo jy dat Jesus gesterf het vir jou oortredinge? Glo jy dat Jesus opgestaan het sodat jy vry kan wees van die ewige pad van die dood? Wat is jou antwoord? Maak nie saak wat jou situasie op hierdie oomblik is nie. Maak nie saak hoe moedeloos of negatief of buite beheer of hoe jy op hierdie stadium voel nie. Al was Jesus 4 dae laat, was hy nog steeds betyds. Al voel dit vir jou of Jesus te laat is. Al voel dit vir jou asof Jesus jou dalk vergeet het. Al voel dit vir jou asof as Jesus maar net gister al ingegryp het, sou vandag anders gewees het. Wil ek vandag vir jou kom sê. Vandag is die dag waarin God sy openbaring aan jou wil bekend maak. Dit is nie op my tydsterme nie. Dit gaan nie oor my tydsberekening nie. Dit gaan nie of ek voel God is te laat nie. Dit gaan oor God
is 'n perfekte tydsberekening, waar mense sê, dit is totaal onmoontlik, waar God sê, hou my dop. Ek het 'n plan. Ek het 'n oplossing. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy. En wie in my glo, terwyl hy lewe, sal in ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Kom ons bid. Here, wanneer ons in 'n menslik onmoontlike situasie beland, dan kan ons maklik voel dat U nie betyds is nie. Ja, Here, en dan kan ons maklik voel dat as U maar net en ons amper al moed opgee, want hoor U nog ons gebede. Maar Jesus, dankie dat U die opstanding in die lewe is. Dankie dat U gesterf het aan die kruis. En dat U ons sondes kom vergewe het. En dat U kom sê het, dit is volbring, die prys is betaal, dit is gedoen, jy is vrygespreek. Here, dankie dat U 3 dae later opgestaan het uit die dood, om die finale oorwinning te behaal. Sodat ons vrygespreek kan word, sodat ons die voorreg van U opstandingskrag kan beleef, en die voorreg van 'n nuwe lewe kan beleef. Vader, ek bid vir elke persoon in hierdie kerkgebou. Ek bid, Vader, dat elkeen van ons vandag net weer sal stil raak en net weer na hierdie woorde sal kyk en net ons antwoord baie duidelik weer vir U sal gee. Dankie, Jesus, dat U die opstanding en die lewe is. Aan U alleen al die eer. Amen.